Goeiemôre broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ja, mense is opgewonde in die oggendure. Dit is nog donker buitekant, dit is nou 5:00 hierso. En ja, die Here maak my altyd hierso maar vroeg oor die naweek wakker. Vroeg beteken enigiets hier van 2:00 af. Dan dan praat die Here met my, want dan is het stil, jy hoor niks hier op die plaas, hoor jy nou nog niks nie. Dis doodstil, want die pad hier voor ons is toe, anders het jy die trok en goed gehoor dat jy verby gehardloop het. Maar ja, die Here is net wonderlik. Die liefde van God is meer as genoeg vir wat ons ooit aan kan dink of hoop voor. Terwyl ek 'n gebed is, besef ek net weer eens dat hoe lief het God ons werklik waar. Weet jy, daar's soveel beloftes wat die Here op ons lewenspad gegee het, wat die Here vir ons beloof het, wat hy met ons sal doen, en wat hy altyd vir jou sal doen. En ek dink vanoggend kom die gedagte uit Jesaja 60 uit. Hy sê, want staan op en word verlig, want die duisternis is besig om in die wêreld oor te vat, my broers en susters. Of ons dit nou wil glo en nie wil glo nie. Die duiwel met al sy magte is besig om hierdie wêreld oor te vat. Hy weet sy tyd is bitter min op hierdie aarde. En ek dink dis hoekom ek eergisterand op daai so ontsteld was om te dink dat hulle die woord van die Here uit die Bybel uitgevat het. Maar net vir interessantheid, ek het so 'n bietjie gaan kyk en ek dink dis 13 verse wat uit die Nuwe Testament uitgehaal het. Ek weet nie, in die Ou Testament glo ek jy kan hulle regtig nie. Maar dis wat ek nie verstaan nie is, hulle sê hulle haal die teks uit vir die vertaling en goeders, maar ek meen, as ons nou net in wat se naam kyk, Matteus 17:21, dan sien ons wat die Here gesê het, want hierdie geslag gaan nie uit sonder vaste gebed nie. Ek weet, dis die woorde van die Here gewees, en die mens het daai woorde van die Here uit die woord uitgevat. En hoe wil jy daai woord anderster in Afrikaans vertaal? Ons almal verstaan dit, ons almal verstaan hierdie geslag. Die duisternis is besig is om hierdie aarde oor te vat. My broers en susters, as ons nie werklik waar begin vas en bid en teen die magte van die vyand opstaan nie. Ek is baie lief vir bid, omdat God vir my 'n salwing van gebed gegee het. Ek moes by die Here se voete gebly het, totdat die Here eendag na 3 maande het die Here my aangeraak en vir my gebedsliefde, gebedsverhouding met God gegee, want dis wat jy na aan die Here kan wees, want dis wanneer jy voor die voete van God kan lê, en dis wanneer die Here kan smeek en sobat, en dis waar deur die naam wat jy elke mag kan bind en bestraf. Ja, in Engels noem hulle dit 'n prayer warrior, intercessor, iemand wat werklik waar gebruik kan word deur die Here vir iemand anderster. 'n Mens weet nooit vir wie jy bid nie. En baie maal bid jy vir jou familie, jou kinders en elke ding, jy tree vir hulle in en jy bid dat God se genade vir hulle ook groot is. En dan bid jy ook soos veral op 'n Vrydag aand. Dan is die aand wanneer die sataniste die duiwel aanbid en al die vloeke en goed oor die kerk uitspreek, oor die kinders van die Here uitspreek. En dan is dit nodig wanneer wat ek en u sal opstaan as kinders van die Here, of jy nou intercessor is of nie. Staan 'n Vrydagnag, Saterdagoggend 2:00 op, en dan begin jy bid, en jy begin al die demone bestraf. En want hoe meer van ons te doen, hoe meer sal die vyand bewus raak dat die kinders van die Here is besig om op te staan. Die kinders van die Here is besig om oorlog te voer, want die woord sê, ons stryd nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. My boetie en my sussie, ons stryd is nie teen mekaar nie. Ons stryd is nie teen daai persoon wat van jou skinder nie, want dis 'n gees uit die duiwelse mag, waar hy skinder
tong aan die brandsteek. Want Paulus skryf dit so, maar hy sê hierdie tong is soos 'n tweesnydende swaard, jy vervloek iemand en jy seën God daarmee. En broers en susters, kom ons waak en bid daarteen, laat ons nie mekaar sleg sê. Kom ons seën mekaar in die liefde van die Here. Kom ons sien die goedheid van God in ons medebroers en susters raak. Ja, daar's baie dinge wat seer maak, daar's baie dinge nie vir die ou tyd wat seer maak. Maar ek het agtergekom, weet jy wat, my boeties en sissies, die Here het vir ons almal gesterf. Toe die Here op die kruis gehang het, het hy nie kleur gesien, hy het ons almal gesien. Ons gees en ons siel lyk dieselfde. Ja, daar is baie wat voorvaders en allerlei goeders aanbid. Hulle sal eendag voor die Here moet gaan staan en dit gaan bely en sê hoekom hulle dit gedoen het. Maar u en ek, wat die lewendige Jesus Christus, die Vader, die Seun en die Heilige Gees aanbid. Kom ons bly by ons roots, kom ons bly by die Here. En kom ons aanbid God omdat hy waardig is. En kom ons sê vir die Here dankie dat hy 'n hart van vuur in ons harte sit. Dat ons 'n lewende fontein vir hom kan wees. Hy sê dat die lig so uit jou sal uitskyn, dat hulle die heerlikheid van God kan sien. Is dit nie waarna ons moet smag nie? Kom ons vergeet die haat in hierdie wêreld. Daar's soveel haat in Suid-Afrika, daar's soveel haat in die wêreld. As ons kyk na Jerusalem en ons kyk hoe almal optrek teen Jerusalem. Die wonder seker nou is die Jode dan nog steeds die uitverkore volk van God. Elke een wat die naam van Jesus Christus aanroep, is uitverkorene van die Here. En ek glo daar is baie Jode wat tot inkeer kom met die Here roep. En ja, die tempel is nie meer daar nie, daar staan 'n moskee, 'n moslim moskee in die plek waar die tempel van God gestaan het. So, maar God sal nog steeds sy kinders behoed en bewaar en beskerm. Maak nie saak waar hulle is. Ons is ook kinders van die Here. Ons is ook uitverkore. Ons is ook duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. My boetie hier waar ons in Suid-Afrika sit, of in Amerika sit, of in Zambia sit, of in Nigeria sit, of in Australië sit, of in Nieu-Seeland is, of Japan, of China, of Rusland. Dit maak nie saak waar ons is nie. Noord-Korea, as Suid-Korea, as u werklik waar met die bloed van Jesus Christus afgewas is, jou sondes voor God bely het, en Jesus aanvaar het as jou saligmaker, jou God en jou koning, my broers en susters, dan is ons die uitverkorenes van die Here, en dan het God ons lief. Maar ja, die mense wat die Here nou nie aanbid nie, hulle maak 'n oorlog teenoor God se kinders. En ja, kom ons bid vir Israel. Kom ons bid regtig waar dat God daai nie Christene net wys dat God is nog steeds in beheer. Weet jy, selfs in ons eie lewens, die vyand val jou aan dag en nag. Miskien nie met vuurpyle en met patrone en goed. Ek weet as Ben jy sê, jy weet seker nou nie van ek weet van al die plaasmoorde en goed by boeties en sissies. En ja, dit is nie die plaasboer se skuld nie. Dis die gees van moordagtigheid, bloeddorstigheid wat in daai mense se liggame ingaan en net onskuldige mense vermoor en mishandel. En dit gee hulle dit nie die reg nie, maar hulle sal eendag voor God gaan staan en hulle sal vir hulle prys en die hel betaal in die naam van Jesus Christus. My broers en susters, maar kom ons wees lief vir ons medebroers en susters. Kom ons gee vir hulle wat nie het nie. Kom ons maak vir hulle vas wat soek in die naam van die Here. En kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die oggend hier. Here, dankie dat ek vanmôre u naam kan grootmaak en dat ons u naam kan grootmaak, Here, dat ons vir u al die lof en prys en eer kan gee. En sê dankie, Here, dat u bloed ook vir ons gevloei het. Laat ons ook uitverkorenes van God is, Here, want u sê as ons met ons mond bely en met ons hart glo dat Jesus Christus die prys betaal het, op die kruis en uit die graf opgestaan het. En ons het hom ingenooi in ons lewens en ons het hom God en die Here van ons lewens gemaak as ons a new creation. All things have passed away. Look, everything is new in Jesus Christ. Here, dis wat dit die lewe so opgewonde maak, is daai vurige liefde hier binne in ons, die liefde van God. Here, laat ons dit in ons broers en susters sien, dat ons vir mekaar kan bid en Here, laat ons mekaar kan vryspreek en vergewe. Want daar is soveel haat nie net in die wêreld, maar selfs in die kerk van God.
waar ons Sondag by mekaar kom, dan sit party mense daar en hy skiet vurige pyle op sy broer en suster af, want miskien is daar iets wat nie reg is tussen hulle nie. Here, ek wil bid dat ons mekaar sal vergewe, vryspreek in die naam van Jesus Christus. Here, laat ons net vry is. Here, en dan al hierdie moord en goed wat in die land plaasvind, al hierdie aborsiese goed wat in die land plaasvind, Here, elke demoniese mag, Here, soos die duisternis besig is om hierdie wêreld oor te vat, en Here, dan staan ons kinders van God net stil, en ons kyk hoe dit gebeur. Here, ek bid dat ons sal opstaan in die naam van Jesus Christus, en hierdie demoniese magte sal bestraf, wat onskuldige kinders se lewens vat, wat onskuldige boere se vrouens en hulle kinders vernietig op hulle plase. Here, of dit nou 'n wit boer of 'n swart boer is, by God bid ek vandag dat die gees van Jesus Christus daai boere sal behoed en bewaar en beskerm. Here, laat dit sal wees soos in die ou dae waar hulle vry kon gewees het en geweet het hulle is beskerm deur die bloed van die lam. Here, ek bid dit in Jesus naam, selfs in ons dorpe, Here, dit gebeur ook in die dorpe waar mense beroof word. Jy word beroof deur jou maand se arbeid wat jy werklik vir jou gearbeid het, vir jou familie, om vir hulle te voorsien. En Here, ons weet is maandeinde en al die geeste van bedrog en roof en alles is in mense wat toelaat dat die demone in hulle werk. Here, ek bid dat jy ons sal behoed en bewaar en beskerm en toemaak onder die bloed van die lam. Here, so bid ek vir vrede in Suid-Afrika, my God. Laat ons in hierdie land U naam sal groot maak en herbou, Here. Laat U hierdie land sal herbou, my God. Laat U Heilige Gees weer op hierdie land sal uitstort. Here, laat die reëns, die geestelike reëns in ons harte sal val. Here, so ek dink dan aan die ou mense wat gebid het vir daai geelperskereën, daai 7 dae. En as dit gereën het, Here, dan het hulle vir 7 dae gaan bid vir om dankie te sê. Here, so wil ek bid met God dat die geestelike reëns ook sal val in ons vanaand. En baie dankie, Here, vir die reëns wat U Karoo geval het, vir boere wat werklik waar reën nodig het, dat U hulle sal seën, my God. U sê, U stuur die seën uit op die heiliges en op die onheiliges. Maar my God, mag U seën op die heilige kinders van God val, dubbel en dwars, my God. Ek bid vir 'n dubbele mate uit die troonkamers van God uit, oor elke broer en elke suster, oor elke boer op elke plaas, Here. Mag hulle seëninge, mag hulle oeste geseënd wees hierdie jaar. Here, waar ons gehoor het van die volgehaltes, en Here, ek weet, U is 'n God van wondere, Here, en ons eer U daarvoor, en ons sê vir U dankie, Here Jesus. Dankie, my God, dat ons U kan aanbid en weet, Vader, wat ons ook al vra in die naam van Jesus Christus, sal U God die Vader doen. Want Here, U die prys vir ons betaal, en ek sê vir U dankie, Here. Al die lof en al die prys en al die eer behoort aan U, my God. En Here, baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het by Huis van Gebed. En mag U hulle seën en salf. En mag hierdie Saterdag net 'n blessing wees, Here. En Sondag mag ons opgewonde wees om Sondag op te gaan na die huis toe. En my broers en susters, as daar iemand is, spreek hom vry. Kom ons spreek mekaar vry. Kom ons wees nie 'n binding vir mekaar nie. Kom ons gee mekaar die liefde van God. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun vir U en vir my gegee het. En dat Jesus Christus die prys vir U en vir my betaal het op die kruis van Golgotha. En opgestaan het, gesterf het, begrawe is en opgestaan het. En die 3de dag vir U en vir my broers en susters. Amen. Mag die Here vir U seën. En broers en susters, ja, stuur die boodskap aan. Sy Huis van Gebed. U sal sien daar is baie. My telefoonnommer is daar op. As jy gebedsversoek het, kan jy werklik waar net die gebedsversoeking daar neersit en ek sal vir u. Ek en my vrou ons tree in vir versoekings. Ons is ook beskikbaar vir bedieninge. As jy nodig het, dat ons by u kom bedien. Ja, moenie laat die grysare afsit, die Gees van God by dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Ek is net instrument in die hande van die Here, maar ek is lief vir God, ek is lief vir die werke van die Here, en ek kan net nooit opgepraat oor die dinge van die Here. So moenie laat die ouderdom of die grysare dalk afsit nie. Ons is werklik waar beskikbaar, en ja, whatever die Here op die hart sit, my broers en susters, geniet hierdie naweek, mag die seëning van God op u lewe wees,
U mag u werklik waar net die teenwoordigheid van die Here ondervind. U mag die liefde van God in ons harte blom. En ek eer God daarvoor. En my broers en susters, onthou, die Here het u lief. En hy sal u liefde, sy liefde aan u nooit onttrek nie. Dis ons wat ons liefde van God onttrek. Dis ons wat onsself in die hel inwerp. Jesus werp ons nie in die hel nie. Dis ons self. Dis ons wat toelaat dat die duiwel ons lewens regeer. Kom ons staan op vir die Here. En kom ons wees dankbaar vir die blessings wat God in ons pad langs stuur. Halleluja. Shalom my broers en susters, mag die Here se seën met u wees. Amen.